Goeiedag Renée, goed om jou ook weer in die ateljee te hê, dat ons kan saamgesels oor God se woord. En jy sal nie glo nie, ons is al ver in ons studies in hierdie reeks hoe om 'n beter verhouding met die Here te hê. Ons het gesien dat ons reg moet wees met God en dat ons self moet binnekant toe kyk. Ons het gekyk na dat ons die woord van God moet studeer, en Bybelstudie doen. Ons het daarna gekyk, ons het gekyk na dat ons met God moet gesels in gebed en hoe ons moet bid in praktiese gebed. En in ons vorige studie het ons gekyk na geloof. Jy moet hom ten minste glo. Geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En vandag gaan ons na daai eeuoue probleem kyk. Die ene wat ons noem sonde. Maar 'n mens kan nie na sonde kyk as jy nie die wet daarmee inbring nie. Maar as jy die wet daarmee inbring, dan moet jy ook daarom ten minste saam met die wet na die evangelie kyk. Dan kry jy 'n geheelbeeld van wat ons te doen staan en wat dit dan vir ons uitwys. Maar voor ons vandag begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. En ons wil ook vir U vra, Here, dat U woord vandag aan ons duidelik mag maak. Gee ons insig daarin en dat ons 'n beter verhouding met U kan opbou. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons blaai na Psalm 119. 119. Ja, Psalm 119 het dit is natuurlik 'n vreeslike lang hoofstuk, maar ek wil vir u lees van vers 92 af. As u wet my nie vir my nie 'n verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. Ja. Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Aan u behoort ek, verlos my, want ek soek u bevele. En wat vir my so fantasties is van hierdie teksvers, jy weet, in vandag se dae, die oomblik as jy sê die wet, dan rol almal hulle oë. Ja. Daar is hierdie algemene konsep dat die wet is net daar om ons te laat sleg voel oor ons lewens, of die wet bestaan nie meer nie, dit word nou weggegooi. En hier kom die psalmskrywer en hy sê, u wet is vir my 'n verlustiging, want daarsonder sou ek in ellende, ek sou omgekom het in my ellende. En wat meer is, dan sê hy, u bevele sal ek in ewigheid nie vergeet nie, want hulle het my lewend gemaak. En ek dink dit is ons eerste uitdaging vir hierdie week se studie, is dat u vir 'n oomblik sal die konsep van die wet wat nou al in jou vasgelê is, dalk vir hoe lank, die irritasie wat dit dalk in jou opwek elke keer as iemand praat van die wet, of dat jy voel dit is net verdoemenis, dat jy al daardie idees net 'n bietjie eenkant toe sal skuif en uit die oogpunt van die psalmdigter sal kyk en sal sê, u bevele tot in ewigheid sal ek nie vergeet nie, want daarin het ek lewe. Dis baie mooi. Daarin het ek lewe. Verlos my, want ek soek na u bevele. Nou, as ons nou vandag sê, ons praat oor hoe kan ek 'n vaster verhouding met die Here hê? Wanneer ons kyk na ons sondige lewe, is dit nie tog dan nou die een ding wat ons uit die diepte van ons hart uit moet begeer, is om soos die psalmdigter te sê, verlos my, ek soek u bevele, want in u het ek lewe nie. Ja, en dan die ander ding, van soos jy in vers 92 gelees het, as u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. Ja. Met ander woorde, ons moet die Here soek elke dag, en ons moet net een ding van die begin af reguit verstaan vandag, dat die wet red niemand nie. Dis reg. Dit is die offer van Christus aan die kruis van Golgotha, en daardie offer wat aangeneem is deur God die Vader, deur die genade, word ons dan gered, as ons daardie offer aanneem. Maar die wet wys vir ons sonde uit. Ekskuus tog. Ek wil dit vergelyk. Nou vir die manne sal dit baie sin maak. Jy koop 'n kar. In die kar, natuurlik, nou moet ek by die regte Afrikaanse woord kom, in die paneelkussie,
is daar gewoonlik 'n boekie. En dit is 'n handleiding wat jy kry. Nou, ons moet seker eerlik wees. Baie min van ons kyk na daai handleiding, want dit is 'n splinternuwe voertuig. Maar daar's nog 'n boekie wat daarby in is, en elke keer as jy hom vat vir 'n diens, dan moet hy 'n Stempeltjie inkry. Ekskuus tog. So hier is die ding. Ek kan daardie handleiding wat vir my sê ek moet net 'n sekere graad olie ingooi, ek moet net 'n sekere brandstof ingooi, ek moet hom op elke sekere hoeveelheid kilometer moet ek hom laat diens, maar ek moet net sekere parte ook vervang. Ek kan dit heeltemal ignoreer. En weet jy, na die eerste 10.000 of 15.000 kilometer gaan daar niks gebeur nie. En dan gaan ek sê, ag wat, daai is nie nodig nie. Ek het ons nou geweet, ek weet beter as die boekie. En op 30.000 gaan jy aan en sê, ag, dat weer een opgekom, maar is seker nie nodig nie. Maar hoe langer jy met hom aangaan, ewe skielik, dan hoor jy eendag, daar is 'n geklop in jou enjin. En nou is daar 'n probleem. En nou wil jy na die vervaardiger toe gaan. Dan gaan die vervaardiger vir jou sê, as jy maar net die instruksies gevolg het. En hier is my vergelyking. Dan kom jy en jy moet 'n duur prys betaal, maar hulle sal hom vir jou herstel, totdat hy weer 100% kan loop. En hier moet ons die vergelyking tref. Ons kan ook God se handleiding vir ons lewens vergeet en ignoreer. Die prys om dit te herstel is reeds betaal. En hy is bereid om dit vir ons te herstel. Gratis en verniet. Maar ons moet die voertuig invat na hom toe, dat hy dit kan herstel. En wanneer ons so daarna kyk, dan sien ons, maar dit is nie vir ons net om ons te dwing om sekere goed te doen nie. Dis eintlik ten goeie wat dit vir ons gegee word. Dat ons na die wet moet kyk en dit moet navolg, want dit is goed vir ons. Ja. Een van die eienskappe van 'n volwasse Christen, kan ek nou maar ook sommer sê van 'n mens wat emosionele volwassenheid bereik het, is dat die konsep van verantwoordelikheid nie vir hulle 'n negatiewe konnotasie aan het nie. Dis wanneer jy nou nog 'n kinderagtige streep in jou het, nie 'n kinderlike streep nie, 'n kinderagtige streep in jou het, dat verantwoordelikheid vir jou voel soos 'n meelsteen om jou nek. Moenie vir my kom sê wat ek moet doen nie. Ja. Moenie my voorsê wat ek moet doen nie. Jy weet, dit maak vir my partykeer so moedeloos as ek met 40, 50, 60-jariges sit, wat nog daardie houding het van, man, moenie vir my kom voorsê wat om te doen nie. Jy klink soos 'n 14, 15-jarige. Daar's sekere goed in die lewe wat vir ons as Christen in die woord van die Here uitgesit is. Wat as ons nie daaraan aandag gee en die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie, is ons vir onsself tot 'n vernietiging. Die wet is nie vir ons gegee om ons lewens te verswaar nie. Dit is vir ons gegee om ons lewens te vermaklik. Ja. En ek dink nie ons dink altyd so daaroor nie. Kan jy jouself indink hoeveel pyn en lyding, hoeveel keer jy in geweldige moeilikheid geland het? En hoeveel keer jy dalk in die openbaar vreeslik verneder is, omdat jy die wette van die Here, wat so eenvoudig is soos ons dit kry die 10 gebooie, nie hou nie, en jy vir jouself tot skade is en baie hartseer veroorsaak het vir ander ook. Ja. So as ons vandag gesels oor hoe kan ek my verhouding met die Here verbeter, en ons kyk na ons eie sonde, dan is die eerste vraag wat ek moet vra, staan ek op die punt waar ek aanvaar dat die wet van die Here 'n spieelbeeld is vir my, sodat ek kan verstaan wat sonde is, en dat my lewe kan opgesom word, gedraai word, vervul word, hergeskep word, volgens hoe die Here vir ons sê ons moet wees, en ons 'n beter lewe kan lei, en 'n gemakliker lewe kan lei.
Okay. So, hele mond vol gewees, kom ons kyk 'n bietjie. En een van ons voorbeelde wat ons nou kan gaan kyk is ons liewe vriend Samson. Ai, toggie. En ons kan daar kyk en ons wil nie al die verse daar lees of die hele hoofstuk lees nie, maar hoofstuk 14 gaan daar vir ons aan oor Samson. Samson soek 'n vrou. Dis nou Rigters, né? Rigters hoofstuk 14. Samson soek 'n vrou en hy sê vir sy pa hy soek 'n vrou daar in die Filistyne daar in Timna en ons ken die hele storie van hy het soontoe gegaan en sy pa het vir hom gesê is daar nie vir jou 'n vrou onder die volk nie. En hy het gesê maar hy wil daai vrou hê. En eerste ding wat ons kry is in ons lewe is daar altyd afleidings en daar's versoekings wat ons langs die pad kry. En van hulle moet ons moet mooi verstaan, as dit 'n versoeking is, dan moet ons dit weerstaan of vermy. En as dit 'n afleiding is, moet ons kan verstaan, dit is nie die hoofdoel nie. Dis iets wat my wegvat van die hoofdoel af. En hier kom hy, en ons sien sy hele verhaal later, dat hy toe hy weer teruggaan, kry ons nou die leeu langs die pad, en ons verstaan die storie, en hy maak hom dood, en toe hy later weer daar ingaan, kry hy heuning, en hy gee vir almal om te eet, en dit is mos sy raaisel op die einde van die dag. Soveel so, kom die afleidings en die versoekings, dat die vrou met hom so neel en kerm, dat hy uiteindelik vir haar dit gee, hulle mislei hom, hulle gee vir hom die antwoord van die raaisel. En hier gaan hy, en omdat hy nie die prys gehad het nie, en omdat hy nou homself vervies, kan ek nou so sê, is dalk bietjie min, hy het bietjie kwaad geword. Toe gaan slaan hy 30 man dood, en hy vat hulle klere af en hy gee dit vir die ander. Nou, ons weet dat in die verhaal sê dit vir ons, nee, maar die Here wou gehad het, want hy het 'n plan gehad om die Filistyne teen Israel te kry. Maar hier het Samson teen die wil ingegaan van die Here, en hy het 30 man gaan doodmaak wat nie verdien het om dood te maak nie. En die wet sê vir ons, jy mag nie doodslaan. So, daar's vir ons een voorbeeld wat ons kry. Kan ek amper nou sê, hy het hom nou verbind aan hierdie vrou, en nie sy les geleer toe hy klaar in die eerste plek deur haar verlei word, en deur haar mislei word nie. Ja. Okay. So nou gaan ons aan na sy volgende situasie, soos jy nou sê, hy het nou nie geleer nie, en in hoofstuk 16 sien ons kan vanaf daai verse lees, vers 1 sê, en Samson het na Gaza gegaan, en daar 'n hoer gesien, en by haar ingegaan. En, dan kyk ons aan na vers 4, en sê, daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek lief gekry, wie se naam Delila was. Met ander woorde, hier het hy in al hoe meer en meer versoekings gegaan, want hy het op homself staat gemaak. Ek is Samson, ek is die sterk een, ek is die een wat die volk moet verlos. Niemand kan teen my staan nie, en ek kan almal oorwin. En hy speel met vuur, sonder dat hy dit weet. En in vers 16, kry ons nog 'n gedeeltetjie daar, en sê ons, en omdat sy met haar woorde aldaar gepers en by hom aangedring het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf. En hier kom ons, en omdat ons teen die wil van God iets wil hê, wat die Here eintlik sê nee, en die Here wil dit nie vir ons hê nie. Nie omdat hy nie vir ons iets goeds wil gee nie, maar omdat hy ons van die bose wil bewaar. En hier kan ons sien, in watse situasie hy homself bevind het. So ons moet pas op vir die versoekings en die afleidings wat na ons kante toe kom, wat nie in lyn met God se wil is nie, maar ons wil dit regverdig, want dit kom op ons pad. Ja, want dit voel goed vir die tydjie, nie waar nie. Dit voel dalk vir jou, soos hierdie is nou die regte vrou, die regte man, wat ek nou leer lief kry het, en tog is daar baie duidelike tekens, dat hierdie is nie die mens met wie jy jou moet verbind nie. Ek bedoel, vir Samson was dit nou meer as eenmaal vir hom baie duidelik gestel, maar as ons die pad op kyk van Samson, sal ons sien, hy het nou al met sy tye in hoerhuise deurgebring. Sy sedes het nou al so geval, hy het hom so oorgegee aan sedeloosheid, dat tot wanneer toe die verkeerde vrou opdaag, was daar al amper vir hom nie meer 'n verskil tussen reg en verkeerd nie. Dis net nog 'n geleentheid vir hom om homself te verbind aan iets wat die Here nie vir hom wil hê nie. So ek dink daar's vir ons 'n vreeslike groot les in, wanneer jy vir jou vermeng met sonde,
gaan jou sede stadig maar seker agteruit gaan. Jy gaan op 'n punt kom waar jy regverdiging soek vir selfs die mees afskuwelikste dade. Gaan jy in die oomblik vir jouself kan regredeneer, nie waar nie? Okay. So kom ons kyk, en ons weet natuurlik dat die skrif vir ons sê, julle het 'n skeidsmuur opgebou. En ons weet die skeidsmure wat ons opbou tussen ons en God, is ons sondes wat ons doen. Want ons bou die skeidsmuur op. God probeer hom afbreek deur dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha, en dat ons dit moet aanneem, maar ons bou dit mos nou maar weer op. Want, ek wil dit nou nie sê nie, maar sonde is mos lekker. Het is mos lekker om sonde te doen. Die gevolge van sonde is nie altyd lekker nie. Maar ons is besig, want ons streef om altyd onsself te plesier. Maar ons moet pas op dat ons nie daai skeidsmure ophou van dag tot dag nie. En wanneer ons kyk na Samson se geval, dan sê dit vir ons daar, ons moet nie op ons eie kragstaat maak nie, want hy het op sy eie kragstaat gemaak. Hy was die geroepene van God, en hy het gedink hy sal kan staande bly. En ons weet wat sy uiteinde was, dat hy nie kon staande bly nie, en dat hy eintlik sy krag gesien het in sy hare en in die gelofte, in plaas van die een wat hom die krag gegee het, en die een in wie hy die gelofte gemaak het, wat God was. Kan ek dit so 'n bietjie eenvoudig terugtrek hier na ons toe? Oppas dat die talente wat die Here vir jou gegee het, nie 'n arrogansie in jou bou, dat jy op die ouene van die dag dink, dis jy wat hierdie talente verdien en self aangekweek het nie. Jy gaan op die ouene van die dag die val wat Samson geval het, wanneer jou ego groter word as wat jou lof en eer aan die Here word. Ek wil vir ons kyk gou na 1 Korintiërs 10, vers 12, as ek reg is met hom. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hoeveel waarheid is nou nie daarin nie, nee. Die oomblik, en dit is tog maar 'n Samson probleem gewees. Niemand en niks kan my oorwin nie. En ek en jy dalk ook daardie arrogansie vandag in ons daaglikse lewe. Dink jy dat jy so belangrik is by jou werk? Dat jy so hoë pos beklee, wat jy so onmisbaar is, dat niks en niemand jou daar kan uithaal nie. By jou kerk, by jou huis, is jy die ene wat voel, maar jy's die een wat al die eer moet kry, jy's die een vir wie almal moet opkyk, en dat jy dalk jou autoriteit wat jy het, misbruik, om op die einde van die dag die sondes van die wêreld in te bring in jou huis in jou kerk in jou werk in, en jy's nie meer 'n lewende getuie vir die Here nie. Ja, en hier kom ons nou by die volgende een aan. So daai is nou gaan nou na die verkeerde kant toe, maar as ek nou die regte ding doen, en ek help nou so die mense so goed, en dan gaan vertel ek net, as ek kerk toe gaan vir die mense, jong, ek het nou hierdie ou langs die pad gekry, en jong, ek was nou so goed vir hom, ek het hom gehelp, ek het hom op sy voete gehelp, ek het hom klere gegee, vir hom kos gegee, en as julle dan net kan doen wat ek doen, daar's weer in die ander kant van die storie, van dat ons, terwyl ons goed doen, verval ons ook eintlik in die sonde, want ons gee eintlik nie die eer aan die Here, dat ons aan iemand anders kan goed doen nie, maar soos die Ou Testamentiese mense, ons blaas op ons beel, met ander woorde, ons blaas die beel, en wat dit beteken is, hulle dit in die Ou Testamentiese tyd gedoen, geblaas, dat almal aandag moet gee, daar gaan nou 'n aankondiging gemaak word, en sê, ek het soveel duisende rande gegee, vir welsyn, of ek het dit gedoen, en dan moet almal sê, "Haai, maar jy's 'n baie goeie mens." En dis een van daardie dinge waarna ons moet kyk en sê, nee, dit is nie wat ons moet doen nie. Dit is ook om 'n skeidsmuur op te bou, want ons gee nie die eer aan die Here nie, ons vat daai eer vir onsself. Ja. So kom ons pas op vir daai ene, dat ons nie skeidsmure tussen ons opbou nie. En dan daar's baie ander skeidsmure waarna ons kan gaan kyk, wat ons kan opbou tussen ons en die Here. En dalk is dit nodig vir elkeen van ons om selfondersoek te gaan doen, om te gaan kyk, maar wat se skeidsmure kan ons opbou? Selfs in dit wat ek verkeerd doen, maar ook in dit wat ek eintlik reg doen. Okay. Ek kan dalk 'n goeie mens wees deur baie geld te gee vir welsyn of vir waarvoor, maar as gevolg van die arrogansie wat ek het ek op die einde van die dag
die mooiheid wat ek probeer bring het, verydel deur die aandag op my te sit en nie die aandag na en nie die eer aan die Here te gee nie. Kom ek vat 'n ander voorbeeld. Ek bestudeer die Bybel en ek het baie kennis van die Bybel. En ek laat al die ander mense rondom my verstaan van hulle verstaan nie eintlik die Bybel nie. Maar ek deel dit nie aan hulle nie en ek kry 'n opgeblaasenheid in myself. Dan begin ek eintlik die oeroue sonde te kry van wat Lucifer gehad het, van dat ek myself verhef en dat ek trots is op myself, want ek is dan nou so goed. So ons moet pas op vir hierdie goed, dat ons nie dit opbou nie, want as ons weer eens gaan kyk, nou kyk ons na sonde, maar kom ons kyk vinnig na die wet. Die wet bestaan uit 2 gedeeltes uit, nie? Die wet bestaan uit die eerste 4 en die laaste 6. Liefde tot God, liefde tot die mens. So met ander woorde, die wet wys vir ons die liefde uit, en as ons liefde betoon, dan breek ons die skeidsmure af. As ons selfsugtig is, dan bou ons die skeidsmure op. Het jy dalk daaraan gedink dat die oomblik wanneer ek my vyande nie liefhet nie, is dit 'n skeidsmuur nie net tussen my en my vyand nie. Dis 'n skeidsmuur tussen my en my Here. Wanneer ek veroordelend staan teenoor ander mense, dis 'n skeidsmuur wat ek opbou, nie tussen my en mense nie, skeidsmuur tussen my en my Here. Ja. En dit is waar die probleem inkom, is dat ons dink ons sonde word gepleeg in isolasie. Dis mos maar 'n situasie tussen my en die persoon met wie ek nie oor die weg kan kom nie. Of dis 'n situasie tussen my en die dilemma waarin ek my nou bevind. Dit het niks met enige iemand anders uit te waai of te doen nie. Op die einde van die dag is die skeidsmuur nie tussen my en die mens die grootste probleem wat ek mee sit nie. Dis die skeidsmuur tussen my en my Here wat ek bou, omdat ek nie kan vergewe nie. Omdat ek nie bereid is om te gaan regmaak nie. Dis nie net wat tussen my en my medemens gebeur nie, dis dat ek my toegang tot die Here afsny as gevolg van die verhardheid van my eie hart. Dis waar sonde se probleem inkom. So kom ons kyk vinnig net so dat julle dit uit die Bybel uit kan sien en kan hoor. Romeine 3 vers 20. En ons praat hier van die wet, en dit sê: aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Met ander woorde, die wet kan ons nie red nie. Ja. Christus red ons. Maar deur die wet is die kennis van die sonde. So ons kry die kennis van die sonde. So hier is 'n vraag. Ronay, kan jy vir ons sê, as jy moet sonde definieer, maar nie vir Christene nie, want hulle sal vir jou sê, sonde is jy sondig teen God, jy verbreek die 10 gebooie, jy is wetteloosheid. As jy dit vir 'n nie-Christen moet verduidelik, wat sou jy sê? Wat is sonde vir 'n nie-Christen? Dis 'n interessante vraag, nee. Is dit nie wat ons nog op die einde van die dag moet kan doen nie, nee. Kom ons kyk gou, 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat sonde doen ook dan wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Ek dink ek sou gekonsentreer het daarop om te sê, dit wat ek teen my medemens doen, wat die liefde tussen ons verbreek en wat 'n vyandskap tussen ons veroorsaak. Dit is vir my 'n baie goeie aanduiding van die hardheid van my hart en wat die liefde in my besig is om te laat vertaan, kan ek dit so stel. So, nou gaan ek vir haar vra om nou van die skerm af hier voor ons te lees, want ek was so half stout geweest. Ek het vir kunsmatige intelligensie gaan vra. Hoe sal ek dit kan verduidelik aan iemand anders? Nou ek het dit vir haar gewys voor die tyd nie. So wil jy dit vir ons lees en vir ons sê, wat sê kunsmatige intelligensie? Hoe moet jy dit verduidelik aan 'n nie-Christen? Sonde is wanneer ons leef op maniere wat liefde, waarheid, geregtigheid en menswaardigheid vernietig. Sonde is alles wat verhoudings breek tussen mense, binne onsself, tussen die mens en God. Ek was hom nie te verkeerd nie. Nee, eintlik wil ek amper vir jou sê, dit gaan daaroor dat, en onthou kunsmatige intelligensie gaan kry net dit wat mense sê. Dis reg. En hy gaan soek daarna,
En hy het 'n opsomming gegee van wat jy nou ook gegee het, wat gesê, dit gaan daaroor. Christus het gesê, hieraan hang die hele wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou al jou verstand en al jou krag en jou medemens, jou naaste soos jouself. Dit is presies wat hy vir ons hier sê. So kom ons probeer, as ons medemens goed hanteer, dan hanteer ons God goed. Want die enigste manier, die Here is nie hier nie, so ons kan net liefde aan ons medemens bewys, daarom bewys ons liefde aan God. En dan is daar 4 punte wat die Here gesê het, volg my hierin asseblief, moenie hierdie doen nie, of doen nie, moenie hierdie doen nie, moenie hierdie doen nie, moenie hierdie doen nie, en doen hierdie. Omdat die Here het gesê, soveel as jy het aan die geringstes gedoen het jy dit aan my gedoen. Ja. Ek het my kinders geleer, my kind, jy moet 'n goeie burger wees van hierdie wêreld, en jy moet 'n goeie burger wees van die hemel. Op die ou einde van die dag, om dit so eenvoudig as moontlik te stel, is wees 'n goeie mens. Jy moet die verantwoordelikheid van die hemel aanvaar, as 'n burger van die hemel, om die Here te verteenwoordig op hierdie aarde, op so 'n manier, dat hy verheerlik word, deur jou optrede. Maar dat jy nie 'n arrogansie ontwikkel, omdat jy as 'n burger van die hemel optree nie, want dan, die oomblik as die arrogansie in jou begin opklim, oor jou talente, en wat jy alles vir die wêreld doen, dan word jy nie meer die Here se verteenwoordiger nie, dan is jy 'n verteenwoordiger van Satan self. Want is dit nie wat hom laat val het in die eerste plek nie, dit was sy hoogmoed en sy arrogansie. Wat hy wou gehad het, ja. So hier kom ons so die wet wys die sonde vir ons uit, die wet wys waar ons verkeerd doen, dit red ons nie. Maar so wat red ons? Dit is mos nou die goeie nuus, dit kom by die evangelie, dit kom by Christus se sterfte aan die kruis. Maar kom ons gaan kyk, wat het Christus gesê in Matteus 5, in die bergpredikasie, en daar vers 17 en 18, en ek lees en ek sê vir julle, moenie dink dat ek gekom het, en dis Christus, om die wet of die profete te ontbind nie. Nou die wet of die profete, dit verwys vir ons na die hele Ou Testament soos ons dit ken, nê? Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, om dit te laat plaasvind. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. En hier kom Christus en hy sê, maar ek het gekom om die wet te vervul. Kan ek net die vers daarna ook lees, want dit is vir my verskriklik belangrik dat ons dit besef, hierdie kom uit Jesus se mond self uit. Elkeen wat dus een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Daar is geen manier dat jy hierdie teksvers kan lees en by jouself kan dink die wet van die Here is aan die kruis genaal, dis nou weg, dit bestaan nie meer nie. Ek en jy het geen manier om ons kinders te leer wat is sonde as ons nie die 10 gebooie het om te gebruik nie. Om vir ons kinders te leer dat 'n huwelik is heilig. Ja. Dat jou kinders moet opgevoed word volgens die wil en die weg van die Here. Dat jy nie 'n ander persoon se eiendom mag begeer nie, dat 'n ander persoon se lewe behoort aan die Here, dis nie joune om te neem nie. Dat jy 'n ander persoon se besittings nie mag neem nie. Dit is nou maar net in die laaste 6 wat ek dit genoem het. Is dit nie tog maar die sedewette wat ons leer vir ons kinders nie? Waar kry ons dit? Ons kry dit uit die woord van die Here uit, en die Here, Jesus sê vir onsself, as jy nie hierdie dinge doen nie, kan jy deur jou voorbeeld jou kinders leer dat sonde reg is. Het ons al daaraan gedink? Dit is maklik vir ons om hierdie teksvers te lees en te sê, maar ek leer niemand dat om nie die 10 gebooie te onder. Ek leer niemand dat maar weet jy, die manier hoe jy leef, die manier hoe jy jou huwelik hanteer, hoe jy jou kinders hanteer, is 'n bewys van waarin jy glo, en mense kyk na jou voorbeeld. Dis wat daai ding van maak soos ek maak, moenie maak soos ek sê, moenie maak soos ek maak nie. Ja. Maar jou kinders kyk hoe jy maak en hulle gaan jou naboots, en op die einde van die dag was jou voorbeeld vir hulle tot lering, en hulle gaan jou gebruik as 'n verskoning vir dit wat hulle op die einde van die dag gedoen het. So, hier het ons nou gekyk, ons weet sonde is wetteloosheid en daar is sekere goed wat vir ons nie moet doen nie. Sonde is teen God en teen die mens.
En ons kan dit deur die goeie goede te doen, kan ons kyk en wat ons toegelaat het om te doen, moet ons doen. En as ons val, gelukkig het ons, soos ek in daai stukkie in die begin gesê het, daar is 'n mechanic wat ons geestelikheid kan regmaak, wat ons kan vergewe, wat ons weer skoon kan was, dat ons weer kan aangaan. Jesus Christus en sy bloed wat hy vir ons gestort het. Maar Christus kom in weer eens die bergpredikasie, hoofstuk 7 van Matteus, vers 21 en hy sê daar, en hierso is hartseer woorde. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So daar's baie mense wat sê, maar ek het Jesus aanvaar, maar hy moet maar my aanvaar, want ek wil dit doen. Ek wil in sonde leef, wat so sonde dit ook al is. Die Here sal my maar net so aanvaar, want sy genade is genoeg, maar ek wil my eie ding doen. En hierdie vers sê vir ons, die Here sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in my koninkryk inkom nie, want hulle doen nie die wil wat hulle moet doen nie. Ek en jy het 'n interessante artikel gelees gister, wat handel oor 'n maatskappy wat gestig was al net by die Tweede Wêreldoorlog, as dit korrek is. En hulle het, dis 'n baie ou wêreldmaatskappy, wat 'n sekere produk verkoop. En hulle het 'n lese, 'n welbekende lese, wat nou al sedert daardie tye deel is van hulle bemarkingsveldtogte. En hoe hulle skielik agtergekom het, maar hierdie lese het nie meer 'n impak op die nuwe generasie nie. Onthou, hulle het hulle lese ontwikkel vir die generasie wat uit die Tweede Wêreldoorlog uitgekom het, en nou skielik is hulle in 'n generasie wat ons nou kan nou basies sê millennials, Generation Z, soos hulle sê, en het agterkom, hulle lese het nou net nie meer 'n impak nie, en hulle moes 'n hele nuwe bemarkingskonsep aan die dag lê, sodat dit nou meer toeganklik is en aanvaarbaar is vir die nuwe geslagte, want hulle produk is besig om nie meer te verkoop nie. Nou hierso is nou my punt wat ek wil maak. Die Here se produk is die Here se produk. En die Here se produk gaan nie aanpas vir jou geslag of my geslag nie. Nee. Dit wat die Here sê, is wat ek en jy moet doen om die ewige lewe te beerwe, was van dag 1 af dieselfde as wat dit vandag nog is. Ek en jy kan nie nou by die Here kom en sê, maar Here, die manier hoe U wil hê ek moet leef is nie vir my gemaklik nie. Ek wil graag ander dinge inbring, want ek voel dis prettig, dis lekker, of weet jy wat, ek voel ek geregverdig in my woede, in my, wat ook al die sonde is, wat jy nou graag wil opnoem, wat ek nou graag wil opnoem, nie waar nie. Die Here gaan nie sy produk se lese verander en 'n herbemarkingsveldtog hardklop, sodat ek en jy verskonings kan regverdig vir 'n lewe wat nie volgens die wil en die weg van die Here is nie. Ja. Die 10 gebooie is nog steeds daar om jou en my veilig te hou. En hoe vinniger ons dit besef, hoe gemakliker sal ons lewens wees om te leef. As ek en jy op hierdie stadium staan in 'n Simpson wêreld, en ons het dieselfde sondes wat Simpson het, weet dat Simpson het sy krag, sy oë, alles verloor. Die prys wat hy moes betaal vir sy sonde was so groot, dat op die ou einde van die dag het hy na sy Here toe teruggekom, maar hy het sy lewe verloor, en hy kon nog soveel vir die Here gedoen het, as hy maar die pad geloop het wat vir hom uitgesit was. Moenie dat ek en jy val in daardie selfde slag nie. Slaguister nie. So hier kom ons, as ons kyk na Jesus se woorde in Matteus 7, dan sien ons, hy sê, nie almal wat net my naam aanroep en sê, Here, Here, gaan gered word nie. So, dit beteken, dat ons sal moet kennis opbou, oor wat om te doen, en hoe om die Here te volg, en hoe om hom nie te volg nie. Ja. En dit is baie belangrik, want hier kom ons nou by die belangrike vers, wat ons uit ons kop uit ken, maar ek wil dit tog lees. Hosea, as jy hom kan kry, Hosea is net na Daniël in die Bybel, né? Hosea 4, en vers 6 lees vir ons as volg. My volk, nie hulle wat nie om sy volk noem nie, sy volk, gaan ten gronde weens gebrek aan kennis.
omdat jy die kennis verwerp het. Met ander woorde, die kennis is daar, maar jy het dit gelees, maar jy het dit verwerp, want jy wil dit nie inneem nie. Sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Ja, dis verskriklike woorde. Onthou, die Here sê vir ons is 'n heilige priesterdom. Die Here sê, jy het 'n werk wat jy vir my moet gaan vervul. As 'n belydende Christen, het jy 'n werk om te gaan vervul om die wêreld voor te berei vir sy spoedige koms. En hy sê, ons gaan agteruit as gevolg van 'n gebrek aan hom en sy kennis en sy inligting. En dit sal op die einde van die dag nie net ons lewens kos nie, dit sal die lewens van ons nageslagte kos. Want hulle gaan ons voorbeeld navolg. So hier is dit. Sonde is teenwoordig in ons lewe. Daar is 'n spieël wat dit vir ons uitwys. As ons dit raak sien, gelukkig is daar 'n verlosser wat reeds die prys vir ons betaal het om dit te kan regmaak. Dit beteken nie ons moet aanhou sondig nie, want Paulus sê vir ons, ek dink in die boek van Romeine, sal ek nou meer sondig omdat daar meer genade is? Nee, stellig nie. Kom ons probeer meer om ons lewens so in te rig om volgens Christus te lewe, om hom te volg, sodat nie net ons eie lewensreg is nie, maar dat ander ook kan sien hoe 'n kind van God leef. Ronay, dankie dat jy saam met ons was, dat ons weer saam kon gesels het. Dankie dat ons weer in u teenwoordigheid kan wees daar by die huis waar jy op die kassie kyk. En sal jy vir ons afsluit met 'n gebed asseblief? Kom ons bid saam. Here, dit was 'n voorreg om hierdie studie te kon deurwerk en herinner te kon word aan hoe lief U vir ons het, dat U tot U 10 gebooie vir ons gegee het, sodat wanneer ons dit navolg, ons lewens vervul kan word met liefde tot U en liefde tot ons naaste. Ons vra vergifnis vir ons sondes en ons bid, Here, breek asseblief die skeidsmure af wat tussen ons en U opgebou is. Ons vra dit in U naam, Here, want U het U seun vir ons gegee om vir ons te sterf en die prys is betaal. Ons moet net terugtreë tot hom. Amen. Amen.